Ons kom hier by mekaar by die sogenaamde plek wat Melchisedek genoem word. Dis 'n plek soos wat julle kan sien wat totaal vervalle is. Hier bly na skatting tussen 400 en 500 mense in hierdie plek, in hierdie omstandighede, haaglik. Die stad het onlangs hofbevel bekom om hierdie mense uit te sit en hulle wil hulle nou verskuif na 'n tente dorp toe, nie ver hier vandaan af nie, in Capital Park. Ons wil vir die publiek wys hoe dit hier lyk, en dan wil ons terselfdertyd sê, hier is 'n ander alternatief. Hier is 'n ontwikkelaar wat bereid is om 'n plek wat ons later gaan wys, op te knap om hierdie mense onder baie goeie higiëniese en menslike omstandighede te huisves vir 'n deurgang. Hulle beplan ook terselfdertyd om die mense weer op te lei, sodat hulle weer kan teruggaan in die normale samelewing in. So die stad tot dusver weier om met hierdie mense te praat. Daar was al by 3 geleenthede tenders gevra vir ontwikkelaars wat hier wil ontwikkel. Die tenders was elke keer onsuksesvol. So nou is hier iemand wat bereid is om op eie kostes hierdie plek te ontwikkel. Hulle beplan om vir die mediese fakulteit van die Universiteit van Pretoria 'n plek hier op te rig waar 'n nagraadse studente opgelei kan word. Maar na my beste wete is daar 2 hofsaake aan die gang wat die stad verhoed om daardie skuif te maak. Wat nogal interessant is dat die tentedorp is opgestel in die tyd waar die afgedankte burgemeesterskomitee lid van Action SA was. Mens wonder, hoekom wil sy hulle nie laat onder gewone ordentlike omstandighede gaan bly nie, maar eerder skuif na 'n tentedorp toe. Wat gaan dan van hierdie mense word? Daar's geen ablusiefasiliteite nie, daar's geen water, lopende water nie, daar's nie elektrisiteit nie. Dis totaal, amper is hulle beter af hier waar hulle is en hulle weier nou. As ons gaan kyk na die omgewing, dit is hier reg oor die Steve Biko Hospitaal, die Tshwane District Hospitaal, en hierdie eiendom verleen homself tot absolute ontwikkeling, 'n pykontwikkeling wat kan vanuit 'n stadsbeplanningsoogpunt ook 'n aansluiting vind by die bestaande gebruike in die omgewing alreeds. So op hierdie stadium is daar 'n ontwikkelaar wat geïnteresseerd is om hierdie eiendom te ontwikkel vir 'n uitbreiding van mediese fasiliteite, skep van behuising vir onder andere studente, mense wat sy moet oorslaap indien hulle familie in die hospitaal opgeneem word. Ongelukkig is daar op hierdie stadium soveel bureaukratiese rompslomp dat die ontwikkelaar sy homself vasloop teen die prosesse van die stad, dat hy nie hierdie eiendom kan ontwikkel nie. Hierdie is prima eiendom, maar die stad ook 'n goeie inkomste kan bied, sou dit herontwikkel word deur belastings wat geïn kan word. Die plan is verder dat hierdie mense dan hervestig word deur die ontwikkelaar na 'n ander eiendom wat die stadsraad besit. En op sodoende word hulle menswaardig gehuisves. Ons kan nie hierdie verder toelaat nie. Dit is 'n groot gemors. Daar's groot weerstand binne die geleedere van die stadsraad, eintlik die munisipaliteit. En die vraag ontstaan het, die stad beskik oor 'n instansie genaamd TIDA, wat ekonomiese ontwikkeling in hierdie stad moet bevorder. Volgens die uitvoerende burgemeester is daar biljoene beskikbaar. Ons sien niks daarvan in die praktyk nie. Dit bly vir ons vreemd en ontstellend. TIDA doen wat ons in Engels noem investment summits teen groot koste, en geen beleggers sien kans om in 'n stad waarvan die wiele afkom te kom belê nie. Soos julle kan sien, die toilette, die tente, waarin daar baie geld gespandeer is deur die vorige MMC wat verantwoordelik was vir die verskywing. Daar's tans huidiglik niks wat hier aangaan nie. Hierdie tente staan nie, dis 'n spookdorp.
Ek het op ons streek 3 se geïntegreerde ontwikkelingsplan vergadering het ek dit duidelik gemaak dat die is soos 'n konsentrasiekamp wat die stadsraad die mense wil na verskuif. Van Melchisedek af, dis net probleemverplasing. Hier is hoeveel besighede, inwoners wat daaronder gaan ly. Julle kan net dink wat se chaos gaan dit wees as hier 460 mense in 54 tente waarvan 'n hele paar nou gesteel is ook. Met sekuriteit, met draad en barbed wire, soos die Engelsman sal sê, al klaar gesteel is. Is dit werklik wat ons vir die inwoners van die stad wil hê? Of is dit nou net weer iemand wat wil minslaan en politieke punte wil wen? Ever since the fire at Melchisedek and the city of Tshwane began the process to evict residents from there was an increase in vagrant activity in the surrounding suburbs as people were driven out of their houses. And areas such as Rietondale and the surrounding suburbs saw a noticeable increase in crime in their areas. People at night jumping over walls, stealing solar panels, laptops and cell phones from windows. I was overwhelmed with hopelessness for those that are given to that way of life. Those that can't control it, the little ones running around is heartbreaking. And then those that you can see it in their eyes, they want for more for their little ones. That was something that was brought up with everybody that I'd talked to, that it breaks their heart to see the little ones. I think that is something that drags them even further into it, those that are seeking to escape from that. So them to use drugs like literally in the side of the street, something I've never experienced before. Or a place where shame is no longer something that is registering, and their need, what they think they need, and that's that security of those hardened walls. I'm not seeing that solution being presented for them here. Ons staan vandag hierso op die alternatiewe antwoord vir die probleem van Melchisedek. Ons het hierso 'n perseel van Tshwane wat geskik is vir die alternatiewe akkommodasie vir die hawelose mense van Tshwane. Hierdie perseel aan my linkerkant hierso het ons genoeg akkommodasie om die mans te akkommodeer. Aan die regterkant hierso is 'n dubbelvloer om die vroumense en hulle kinders te akkommodeer. Ons wil hierdie perseel gebruik en opgradeer om dit leefbaar te maak, 'n oplossing vir haweloosheid in die stad. Hierdie is 'n alternatief wat 'n bloudruk sal wees vir die res van die land, waar privaat sektor en die regering kan saamwerk om 'n oplossing te bring vir haweloosheid. Hierdie sal nie permanente akkommodasie wees nie, dit sal 'n deurgangsplek wees waar mense opgelei word, waar hulle toegerus word met vaardighede en daarvandaan af kan hulle verder aangaan. Hier het ons die geleentheid waar daar mense in 'n humanitêre manier kan bly. Soveel so dat dit hier nog gaan uitgebrei kan word, dat daar opleiding en bemagtiging vir mense kan word, dat hierdie plek nie net 'n hougebied word nie, maar dat dit 'n deurgangsgebied word, waar mense waaragtig menswaardigheid kan kry. En Tshwane weier. Daarom sal ons van die Vryheidsfront Plus ons beywer om hierdie menswaardigheid na die armstes van die armes terug te bring. Waardes en norme is van geen skeiding tussen of jy arm of ryk, of jy wit of swart is nie. Menswaardigheid kom vanuit die Bybel en ons van die Vryheidsfront Plus leef dit.